Vir my is dit baie lekker om met jou te gesels vandag, hier uit ons gemeente in Malmesbury. Ek wil met jou praat oor 'n klompie boodskappe rondom groei. Ek weet dit is God se begeerte dat jy moet groei. Dis my begeerte dat jy moet groei. God sit dit in my hart om mense te bedien dat hulle moet groei. En een van die grootste redes waarom mense misstap of foute maak of nie groei nie, is omdat hulle oningelig is. Oningelig oor die geesteswêreld, oningelig oor God. Mense dien 'n God wat hulle nie ken nie. Hulle weet nie wie God is nie. Hulle het hom aangeneem, maar hulle leer hom nie ken nie. En ek wil aan die begin van hierdie reeks gedagtes, wat ek elke Sondag aand 7 namiddag met jou gaan gesels, wil ek vir jou net 'n inleiding gee en sê ek gaan met jou praat oor die geesteswêreld. Daardie deel waaroor mense nuuskierig is. Hulle soek hulle antwoorde by mediums, hulle soek hulle antwoorde miskien by programme wat hieroor praat, kommunikasie met die dooies, maar ek wil vir jou sê, wat sê God se woord? God se woord is baie duidelik oor al hierdie dinge. Ek gaan met jou in hierdie reeks praat oor die hoofkantoor van die geesteswêreld, oor die hemel. Ek gaan in hierdie reeks met jou praat oor hoe lyk dit in die hemel. Ek gaan met jou praat oor engele. Wat se soorte engele is daar? Waar kom hulle vandaan? Wat is hulle werk? Wat doen engele? Wie gee engele opdragte? En het jy geweet dat daar ordes in die engelwêreld is, rangordes? Nou ja, ek is sommer baie opgewonde oor al die dinge waaroor ons gaan gesels. Natuurlik moet ons weet waar kom die duiwel, die ou Satan, die mensemoordenaar vandaan. Wie het die Satan gemaak? Al hierdie vrae en vele meer gaan ek vir jou antwoord. Kommunikasie met die dooies, ja, mense soek dan antwoorde op snaakse en vreemde plekke. Hulle wil graag op televisieprogramme vir mense antwoorde gee en dan soek hulle daarna en op die manier maak hulle kontak met 'n donker wêreld wat vir hulle verskriklike gevolge het. Maar ek wil vir jou sê, wat sê God se woord? God se woord is lig, God se woord is lewe. En dan, ek wonder of jy al gewonder het, waar is die paradys? Waar is die doderyk? Al hierdie vrae, vele meer, gaan ek vir jou probeer aanraak in hierdie lesings. Maar kom ons begin by vandag. Waaroor gaan ek vandag met jou praat? Ek gaan vandag met jou praat oor die hoofkantoor van die geesteswêreld, die hemel. Daardie plek waar ek en jy graag wil wees. Daardie plek waarheen ons op pad is. Waarom is kennis belangrik? Kennis is belangrik want God wil hê jy moet volkome wees. Jy moet volmaak wees. Jy moet totaal toegerus wees. En die Bybel sê vir ons in Timoteus, die tweede boek van Timoteus, hierdie woord, hy sê die hele skrif, met ander woorde die hele Bybel is deur God ingegee en is baie nuttig. Vers 16 van hoofstuk 3 is baie nuttig. Dit is nuttig, sê die woord van die Here, vir baie dinge, en dan kom hy in vers 17 en hy sê sodat jy volkome kan wees. Vir elke goeie werk volkome toegerus. God wil hê jy moet toegerus wees. Jy moet nie hier rond dwaal en rondhang sonder om toegerus te wees. Die toerusting in hierdie lewe is wat tel. Kom ek praat met jou 'n paar woorde oor die hemel. Daardie plek waarna ek verlang, daardie plek waarna ek en jy op pad is. Daardie plek wat niemand mag mis nie. Daardie plek wat jy vir geen prys kan bekostig om te mis nie. Ek gaan met jou oor daardie plek praat. Wat interessant is dat hierdie Bybelboek, hierdie kaart van God begin met die hemel in hoofstuk 1 van Genesis. Hy sê in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En dan sluit hy ook af in die tweede laaste hoofstuk, hoofstuk 21 vers 1 van Openbaring, en hy sê ek het 'n nuwe hemel, nuwe aarde gesien. Ek gaan met jou praat vandag net oor hierdie hemel waarna ek en jy verlang, waarheen ons op pad is. Wat kan jy verwag om te sien in die hemel? Waaroor gaan die hemel? Wat sal jy vind eendag in hierdie hemel waarvan God praat? En die Bybel is baie duidelik oor hierdie hemel. Hy gee vir ons meer inligting as wat jy dalk verwag, as wat jy dalk kan dink. Kom ons sluit ons oë. Dan praat ons net 'n paar oomblikke met die koning van alle konings. Vader, baie dankie dat U hierdie persoon wat nou na hierdie uitsending luister, na hierdie boodskap luister, seën, en dat hy inset en dat sy 'n openbaring van God sal ontvang. Here, seën elke luisteraar in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Amen. Nou ja, Hebreërs 12 vertel ons van hierdie plek, die hemel. En ek gaan vir jou net 3 verse lees in Hebreërs hoofstuk 12.
Luister gerus na hierdie 3 verse, vers 22, 23 en 24. Hy het hierdie woorde, ons het gekom by die berg Sion, en dan die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem. Daar is op die aarde 'n Jerusalem, en daar is ook in die hemel 'n Jerusalem. Ons noem dit die goudstad. Dit is nou nie die een daar in Johannesburg nie, dis die goudstad van die hemel, die hemelse Jerusalem. En dan sê ons het gekom by 10.000 engele, soos jy kan 'n stad verwag in die hemel, jy gaan 10.000 engele verwag, daar's 'n feestelike vergadering, wat 'n fees gaan ons nie in die hemel hê nie, 'n feestelike vergadering, vertel die Bybel van, en dan die gemeente is daar, sê vers 23, wat in die hemel opgeskryf is, en behalwe dit gaan God, die regter, ook in die hemel wees, sê vers 23, en die geeste van die volmaakte regverdiges, dis Abraham, Isak, Jakob, al die Ou Testamentiese heiliges, Jesus is in die hemel, sê vers 24, hy is die middelaar, hy het hierdie redding vir my bemiddel, hy het dit vir my bewerk, en dan sê vers 24, die bloed van Jesus, ons vier dit nie net op aarde, by die nagmaal nie, tot in die hemel sal die bloed van Jesus vir ewig daar wees. Net hierdie 3 verse wat ek vir jou aanhaal, en ek wil 'n paar dinge hieroor sê. Die eerste woordjie wat ek wil uithaal oor die hoofkantoor van die geesteswêreld, die hemel, waaroor ek vandag met jou praat, in hierdie reeks en hierdie klompie boodskappe wat ek gaan oordra. Die eerste gedagte wat ek by jou wil los is, daar is 'n stad in die hemel. Hierdie stad se naam is die Nuwe Jerusalem. Ek sien uit na die Nuwe Jerusalem. Ek onthou nie baie jare terug nie, as ek by die sterfbed of die afsterwe van my skoonpa, en terwyl ons daar by mekaar is in sy kamer, 'n gesonde man gereed om God te ontmoet, want sy tyd het aangebreek, en hy sê vir my hierdie woorde, hy sê, ek sien 'n lig, ek sien daar die stad, ek sien 'n lig. En die volgende oomblik begin hy van ons afskeid te neem. Hy sê vir my, I will keep you responsible, I will meet you there. Ek sien 'n stad, ek sien 'n lig. Ek wil vir jou sê, my vriend, daar is 'n stad sonder korrupsie, daar's 'n stad sonder moorde, daar's 'n stad wat blink, en daar is 'n hoopvolle toekoms vir my. Ek wil vir jou vrou vas aan hierdie hoop van 'n hemel, maar terwyl jy hier is, laat ons werk vir Jesus, tot hy ons kom haal. Behalwe vir die stad wat daar is, sê die Bybel, daar's 10.000 engele. Weet jy, daar's 'n plek in die hemel, die Bybel praat van die troon van God, eintlik miljoene, sê een skrif, is daar engele, en ek gaan vir jou in die volgende lesing van engele vertel, moet dit nie mis nie, daar's engele rondom hierdie troon van God, 10.000, ek wil sê duisende engele, en hierdie engele is ook op aarde tans teenwoordig, om jou en my te dien, sê die skrif in Hebreërs 1, en dan sal ons daar vind 'n gemeente, God se gemeente. Ons gaan daar vind die heiliges van die Ou Testament. Hulle gaan daar vergader wees. Ons gaan saam sit, sê die Bybel, aan 'n feesmaal, 'n feestelike vergadering. As jy van 'n fees hou, 'n partytjie, sê die jong mense, 'n party. As jy van 'n party hou, weet jy, laat ek vir jou iets vertel, daar's 'n fees in die hemel, soos nog nooit ooit van tevore gewees nie. Dis 'n feestelike vergadering, en weet jy, daar gaan nie min mense wees nie, baie gaan daar wees. Ek gaan die Here Jesus ontmoet, ek gaan heiliges ontmoet, ek gaan met hulle praat, ek gaan my skoonpa groet daar, ek gaan sê, hallo pa, weet jy, ek gaan daar ontmoet in die hemel, familielede, vir wie ek baie lief was en is, wat nou nie meer hier op aarde is, wat my voorgegaan het. Ek gaan hulle ontmoet, 'n feestelike vergadering in die hemel. En daardie fees, laat ek jou vertel, dit gaan nie 'n arm fees wees nie, dit gaan nie 'n droë fees wees nie, dit gaan nie 'n gebreklike fees wees nie, dit gaan 'n fees van lewe wees, dit gaan vibrant wees, dit gaan lewendig wees, maar God is ook daar, die regter van almal.
Hy, die ene wat die regter van hemel en aarde is, God is daar, Jesus is daar wat vir my die prys betaal het. Wat gaan ons sien in die hemel? Wat kan jy verwag in die hemel? Wat kan jy verwag om daar te kry? Vandag net 'n paar woorde oor my verwagting. Wat sê die woord? Wat breek hy vir ons oop? Jy moet verstaan, jy moet weet, jy moet begryp dat dit wat jy in die hemel gaan sien, dit wat vir ons opgeteken is nie 'n match, dis nie 'n bietjie van wat daar werklik is nie. Dit is so min wat vir ons opgeteken is, want die Bybel sê wat die oog nie gesien het, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God berei vir jou, vir my. Geen mens het nog daaraan gedink nie. Dis so groot, dis so wyd, dis so hoog. Jy kan gerus uitsien na die hemel. Daarom moet ons hier op aarde gereed maak, en ons moet kennis dra van die geesteswêreld, en ons moet meer van hierdie goed weet, sodat ons bekwaam kan wees, om ander te vertel, om hulle toe te rus, om hulle in te lig, sodat ons toegerus kan wees vir elke. Ek sê altyd hier vir die mense in die gemeente, sê saam met my, nou ja, jy's nou my gemeente, sê saam met my, vir elke, ek het jou gehoor, jy het dit gesê, vir elke goeie werk, sodat ons toegerus kan wees vir elke goeie werk. Daar is die bloed van Jesus, ons sal daar nog steeds die bloed van Jesus vier. Ons sal nog steeds hom loof vir 'n prys wat hy vir jou en vir my betaal het. Die paradys van God is daar, die tuin, die paradys, Openbaring praat daarvan. Hy sê, ek gaan vir jou gee om te eet van die boom van die lewe wat binne die paradys van God is. Paulus praat daarvan. Paulus sê, hy gebruik hierdie woorde. Hy sê, hy weet van 'n man weggeruk tot in die derde hemel, tot in die paradys van God. Daar's 'n tuin. Die woord paradys beteken eenvoudig tuin. Dit is 'n woord wat afgelei is, wat oorgelewer is, en dit beteken tuin, 'n lushof. Daar's 'n lushof in die hemel, soos jy op aarde nog nooit ooit kon gesien het nie. Want ons gaan wees in die paradys van God, en ons gaan eet van die boom van die lewe. Ek deel met jou 'n paar begrippe, 'n paar gedagtes rondom die hoofkantoor van die geesteswêreld, die hemel, daar waar God bly, daai plek wat God geskape het om in te wees. Daar's 'n boom in die hemel, die boom van die lewe. Openbaring vertel my daarvan, ek het net nou vir jou gesê, Openbaring 2, wat sê, jy sal eet van die boom van die lewe wat binne die paradys van God is. Is dit daar die boom wat ook in die tuin van Eden was? Daar's water in die hemel, waterstrome, water van lewe, water wat vloei, daar's wonings. Johannes 14 sê, ek gaan om vir julle plek te berei. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek jou gesê het, daar's 'n bly plek in die hemel. Daar's 'n jy moet nooit dink die hemel is 'n plek waar geeste net rondswewe nie. Dis 'n fisiese, dis 'n letterlike plek, dis 'n werklike plek, en ek gaan nou vir jou dit wys. Dis 'n egte plek. Die troon van God is daar. Vir interessantheid, net vir interessantheid, in die boek Openbaring, 19 van daardie 22 hoofstukke het die woord troon in. 19. Dit sê vir my, maak nie saak wat se bedrukking op hierdie aarde gaan losbreek nie, God is op die troon. Wat se omstandighede en jy in jou lewe mag ervaar, en waardeur jy deurgaan, God is in beheer, soewerein, hoog. Heilig is hy, en hy stel belang, hy is in beheer. Jy kan met vrymoedigheid na die troon van God gaan om met hom te praat. Hy wag vir jou, hy is gereed om in jou lewe te interfereer, om in te meng, om in te gryp. As jy 'n ingryping in jou lewe nodig het, is dit die beste ding wat jy kan doen. Nader die troon van God. Geen beter ding wat jy kan doen nie. Ek leer eerder mense om bidders te wees as enigiets anders, om deur te breek tot gebed in God. En jy sal skatte losmaak, en dinge gaan in jou lewe ontketen word, soos wat jy net kan droom, soos wat jy net kan dink. In jou verste verbeelding kan jy nie begryp wat God vir jou wil doen nie. Wat is nog in die hemel? Die Bybel praat van 'n straat van goud. Egte goud. Die Bybel praat van musiekinstrumente. Daar's musiekinstrumente in die hemel. Openbaring 14:2, laat ek so 'n paar
skrifverwysings gee vir as jy 'n nota maak, Openbaring 14:2 sê musiekinstrumente, dan iets interessant, daar's kosbare skatte in die hemel. Dis nou sommer 'n klomp goed wat ek nou hier met jou gedeel het, maar ek wil net hierdie iets sê van die geesteswêreld. Ek wil net hierdie gedagte losmaak vir jou, daar waar jy sit. Ek wil net dit by jou losmaak, die geesteswêreld is 'n fisiese plek. Moenie laat iemand vir jou vertel dat die hemel is 'n toestand nie. Die hemel is fisies. Die hemel is fisies, die hemel het selfs fondamente wat kan bewe, sê die Bybel, en laat ek vir jou die skrif lees. 2 Samuel 22 vers 8 sê, toe het die aarde geskud en gebewe, en die fondamente van die hemel het gesidder, en dit het geskud, omdat hy toornig is. Ja, dis 'n fisiese plek. Jesus is met 'n fisiese liggaam hemel toe. Ja, 'n verheerlikte liggaam, maar sy disippels het aan hom gevat. Verheerlik in die sin van hy deur mure gestap. Verheerlik in die sin van hy was al in die hemel gewees. Nadat hy opgevaar het, jy opgestaan het uit die dode, het hy iewers in daardie 40 dae in die hemel 'n draai gemaak, en toe was dit die opvaarding. En met 'n fisiese liggaam het hy opgevaar in 'n fisiese liggaam, in 'n fisiese hemel. En ek en jy gaan hom fisies sien, en ons gaan ons hande in die gate in sy hande kan indruk, ons vingers in die gate in sy hande kan indruk, ons sal aan hom kan vat. Dis 'n fisiese plek. Die Bybel is vol daarvan, die skrifte is oorweldigend daaroor, maar ek wil hierdie gedagte met jou, ek wil dit omsoom met 'n paar woorde vanmôre, 'n paar vrae en antwoorde wat ek by jou wil los, by die inleidende boodskap rondom die geesteswêreld waaroor ek jou vir 'n paar weke gaan bedien. 'n Paar vrae en antwoord. My eerste vraag wat ek wil vra, wat jy al gevra het, sal ons eendag in die hemel tyd spandeer met mense van die hemel? Sal ons met hulle tyd spandeer? Sal ons ons geliefdes herken? Sal ons met hulle tyd spandeer? Verseker my vriend, what a day that will be when my Jesus I shall see. Wat 'n dag sal dit nie wees nie, verseker. Die Bybel sê, Jesus sê in Lukas 13 vers 28 en 29, hierdie woorde sê Jesus. Hy sê, ons sal aansit om die feesmaal in die hemel saam met Abraham, Isak en Jakob. Ek dink ons gaan met hierdie vaders, Abraham, die vader van die gelowiges, ons gaan met hom praat in 'n feesmaal. 'n Feesmaal, 'n maaltyd praat van eet. Ons gaan eet in die hemel. Dalk was dit 'n vraag wat jy gehad het, gaan ons eet? Ja, die Bybel sê 'n feesmaal. Feesmaal. Nog 'n vraag wat jy dalk al gehoor het, en baie mense is besorg oor hierdie vraag. Hierdie vraag is, hoe is dit moontlik om die hemel te geniet as daar dalk van jou geliefdes in die ewige hel is? Hoe is dit moontlik? As jy daar kom en jy kom agter, 'n geliefde van jou is in die hel, hoe sal jy die hemel kan geniet? Hoe is dit moontlik? Wel, ek wil hierdie vraag antwoord met hierdie paar woorde: die hemel sal jy geniet, want die hel het geen mag oor die hemel nie. Die hel het nooit mag oor die hemel nie. En God sal self op goddelike, wonderbaarlike manier, onbeskryflike manier, die trane van jou oë afvee. Die Bybel sê in Openbaring 21:4, en God sal al die trane van hulle oë afvee. Daar sal geen geween meer wees daar aan die kant nie, geen moeite, geen verdriet nie, en die hel het geen mag oor die hemel nie. Nog 'n vraag wat mense aan dink, sal ek getroud wees in die hemel? My ou maatjie op aarde, sal ons nog getroud wees? Nee, jy sal nie getroud wees nie. Daardie engel van jou hart wat langs jou sit, julle sal nie getroud wees nie, want die Bybel antwoord dit vir ons in Matteus. Daar sal geen huwelike wees in die hemel nie, behalwe die bruilof van die lam. Ek wonder of ek hierdie paar verse vir jou lees. Matteus 22 vers 23.
Kom ek blaai gou soontoe, dan lees ek dit vir jou, Matteus 22. Die Bybel is daarom kosbaar. Stof jou nou ook 'n bietjie af as hy vol stof is daar in jou huis. Lees hom, want hy het antwoorde van die lewe waaroor jy nie spyt sal wees nie. Dieselfde dag kom daar na Jesus Sadduseërs en hulle sê daar is geen opstanding. Met ander woorde, die Sadduseërs sê daar, as mens dood is jy dood, daar is nie 'n opstanding nie. En nou begin Jesus hulle antwoord, want hulle kom met hierdie redenasie, hulle sê, daar was by ons 7 broers. Die eerste het getrou, gesterwe, hy het geen kinders gehad nie. Hy het sy vrou vir sy broer gelaat, so sy broer trou toe met die vrou. So het die tweede gesterwe, en so het die derde gesterwe, en elke keer van die jonger broer, hierdie vrou. En so het al 7 gesterwe. Aan wie sal hierdie vrou nou in die hemel behoort, vra die Sadduseërs in Matteus hoofstuk 22. Jesus sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie. In die opstanding trou hulle nie, word nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. Ek gaan met jou volgende keer praat oor hierdie engele. Ek dink jy wil dit nie mis nie. Sal ons lag in die hemel? Nog 'n vraag. Sal ons lag? Baie mense dink die hemel is 'n plek waar daar nie gelag word nie. Verseker, God het gemaak dat die mens kan lag. Lag is 'n gawe. Ek lag elke dag van my lewe. En dan, julle sien mos my kondisie lyk redelik alright. Dan lag ek dat hierdie kondisie van my, laat my lyf skud. God het gemaak dat 'n mens kan lag. Lag is 'n gawe van God. Maar die Bybel sê ook ons sal lag in die hemel. Want die Bybel sê in Lukas 6:21, salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. Jy sal lag. God gaan die trane van jou oë afvee. Ek wil net 'n paar vrae vir jou gee vandag, wat jy jouself moet afvra. Dink jy gereeld aan jou sterflikheid? So nou van tyd tot tyd. Is jy gereed? Dink jy daaraan dat daar 'n dag gaan kom wat jy gaan sterf? Die statistieke sê alle mense sterwe. Daar's niemand van die 1800s oor nie. Sover is dit 1 op 1. Elkeen wat gebore word sterwe. Niemand van die 1800s is oor nie. Dis net Elia en Henog wat nooit gesterwe het nie. En jou naam is nou nie Elia nie, en myne ook nie. Dink jy daaraan dat jy jou God sal moet ontmoet? Hou 'n gedagte, daar's net 2 eindbestemmings, die hemel of die hel. Ek sal eendag met jou praat oor die hel, as die Here my dit vergun. Hou in gedagte, dink daaraan, net 'n vraag. Dink daaraan dat jou keuses hier op aarde, jou besluite hier het 'n direkte invloed op jou ewige bestemming. Dink net daaraan. Dink net vir 'n oomblik daaraan. 'n Direkte invloed. En God is besig om jou lewe te weeg. Weet jy wat dit sal kos as God jou nie verlos? Kom ons bid saam, vriende. Vader, baie dankie dat ek hierdie mense aan U kan opdra. Dankie dat U in elkeen se lewe ingryp. Dankie vir hulle wat nou hulle hande in die lug opsteek en sê, God red my. Ek gee my lewe onvoorwaardelik vir U. Onvoorwaardelik. Amen. Ek sien jou graag volgende uitsending. Onthou elke Sondag aand, 7uur, Dinsdag, 3uur die middag. Like gerus my Facebookblad. Daar is baie boodskappe op my Facebookblad, Kobus Du Plessis. Gaan maar so deur die foto's, kyk na iemand wat soos ek lyk, Kobus Du Plessis, en gaan like dit. As jy my notas wil hê, hierdie notas, as jy dit graag wil hê, stuur vir my 'n WhatsApp, jou e-posadres, ek stuur dit graag vir ons. En dan, as jy in die omgewing is, besoek ons gemeente. Dit sal vir my lekker wees om jou hier in Mamasbury te ontvang. Hoe daai advertensie gesê, kom per motor en parkeer dit. Nou ja, hierdie is 'n feesplek, want ons vier en eer die Here van die leerskare hier in Mamasbury, Pinkster Protestante Kerk op die hoek van St. Thomas en Dr. Everardstraat. Ek ontmoet jou graag. God bless you and God love you. Sien jou volgende keer. Totsiens.